En die Here het dit op my hart gelê, en ek wil vir jou vra vanoggend, dit gaan dalk wees dat jy uit 'n gemaksone uitkom vanoggend, stap uit daai gemaksone uit. Stap uit daai gemaksone uit en ervaar dit wat die Here wil doen. Ons staan amper aan die einde van die jaar. Daar's nog net 2 sondae oor en 2025 is verby. Daar is niks wat ek en jy kan verander in Maart maand, April maand, Mei maand wat gebeur het nie. Maar ek kan verander sodat 2026 dit nie weer met my gaan gebeur nie. Ek kan toelaat dat ek 2026 ingaan saam met die Here en dat sy wysheid en sy kennis my sal deurdra vir die jaar. En ek wil hê ons moet vanoggend begin. Ons moet vanoggend begin om die aangesig van die Here te soek vir 2026. Ek weet nie wat lê voor nie. Ek kan vir jou sê, daar gaan moeilike tye wees. Daar gaan dalk tye wees van lag en daar gaan tye wees van blydskap, maar daar gaan tye wees van hartseer. Daar gaan tye wees wat jy dink jy gaan moed opgee, maar ek wil jou vanoggend die versekering gee, in Jesus Christus is jy meer as 'n oorwinnaar. Amen. In Jesus Christus gaan ek en jy 2026 kan deurgaan met ons oë gefokus op hom en hom alleen. Jy dalk nou al begin dink aan nuwejaarsvoornemens. Wat sê ek gaan so en ek gaan miskien 'n bietjie gewig verloor en ek gaan fiks word, ek gaan dalk aansluit daar by die squash, ek gaan dalk bietjie, ek weet nie. Maar my hart se begeerte is in jou voornemens vir 2026 mag die begeerte daar wees om nader aan God te beweeg. Meer van sy heerlikheid, meer van sy almag te kan sien en te kan ervaar hoe hou hy jou vas, hoe draai hy jou deur en hoe jy sal getuig oor die grootheid van God. 3 weke terug by die onthaal wat ons gehad het by vriendskapstuiste vir die vrywilligers, praat ek met Attie en ons maak nog lekker grappe in dit. 'n week later bel sy vrou my en sê, Attie is in die ICU. Hy's op die ventilators, hy's op masjiene. Wil jy nie vir hom gaan bid nie, wat ons weet nie. Dit gebeur net so. En dit tref my, terwyl ek by daai bed staan en ek is besig om hom te bid, en ek vra vir die Here dat hy hom sal aanraak en alles, hy maak nie eers sy oë oop of enigiets soos dit nie, besef ek hoe kosbaar is ons tyd. Ons dink aan Reinhard se ma wat 'n beroerte gehad het. Niemand het dit geweet dit gaan kom nie, niemand het dit kon dit voorspel of enigiets nie, daai donderdag aand het dit gebeur. Kon so maklik gewees het, dat die Here besluit het, hy vat haar, en laat sy nie herstel nie. So kom ons maak erns met God, kom ons soek die aangesig van God, kom ons maak seker, 2026, maak nie saak wat gebeur nie, ek het 'n toekoms wat beter is wat vir my wag. En ek kan met selfvertroue loop, en ek kan met selfvertroue praat, want my God is met my, en my God is nie 'n ietsie-bietsie teenie-weenie God nie. Ek gaan dit vanoggend vir jou demonstreer. Ek gaan dit vanoggend vir jou wys uit die skrif uit, hoe groot is my God en hoe wonderlik is my God. Kom ons wag nie tot volgende jaar nie, kom ons begin vandag. Jy is hier vanoggend, God het vandag 'n afspraak met jou. Hy sê nie, is goed vir jou om in die kerk te wees, maar eintlik is my afspraak volgende week en my afspraak is vandag met jou. En ek ken nie jou omstandighede hoekom jy in die kerk is vanoggend nie. Ek weet nie of dit dalk is dat jy moed soek of jy soek raad of jy wil bemoedig word of wat ook al nie. Maar ek gaan vir jou sê, as jy hom soek vanoggend, gaan hy homself aan jou openbaar. Hy gaan daar wees vir jou en in sy heerlikheid en sy grootheid sal jy kan sien. Elke lied wat ons sing wat die Here van my gegee het, is 'n proklamasie. Is iets wat ek spreek. Dis nie net liedjies wat uitgedink is en gekies het en gesê dis mooi liedjies en dit klink wonderlik en dit gaan so goed wees vanoggend nie. Die Here het gesê, dit is wat ek wil hê jy moet sing vanoggend. Dit is wat ek wil hê jy moet doen vanoggend. En met gehoorsaamheid sal hy ons vat binne in die troonkamer, want dis waarheen ek jou wil vat vanoggend. Ek wil jou vat in die troonkamer in vanoggend. Ek wil vanoggend vir jou sê, wat jy al ooit gelees het, wat jy al ooit gehoor het, wat jy al ooit gedink het. Sit dit eenkant en ervaar die troonkamer van God vanoggend. Ervaar wat daar binnekant gebeur.
Ervaar die grootheid, die majesteit, die heerlikheid wat saam met dit gaan. En dan gaan jy besef hoe groot is God. Dan gaan jy besef, wow, hier is 'n awesome God wat ek dien. En met hom aan my kant, is daar niks wat nie my kan wees nie. Nie 2026 nie. Nie dalk my werk wat gaan toemaak nie. Met my God, hy sal vir my 'n uitkoms gee, want hy is in beheer. Hy sit op die troon en die hele aarde en sy skepping aanbid hom. 24 ure 'n dag aanbid hulle hom. Sing hulle heilig, heilig is die Here God Almagtig. Kom stap saam met my vanoggend. As ons in die troonkamer gaan ingaan van hierdie almagtige God. Hierdie almagtige God wat sy seun gegee het om te sterf aan die kruis sodat die voorhangsel kan skeer sodat jy kan inloop vanoggend. Sodat jy kan ervaar sy liefde en sy genade vir jou vanoggend. Wanneer ons kyk na die eerste skyfie, die voorstelling van die troonkamer van God in Openbaring 4 vanaf vers 1 tot 11. Dit is Johannes wat dit skryf en hy skryf toe hy opgeroep is en God het hom opgeroep na die troonkamer toe sodat hy kon neerskryf dit wat daar is vir die toekoms. Kom ons lees dit vanoggend. Hierna het ek, Johannes, die lieflingsdisipel, gekyk en werklik ware deur is oopgemaak in die hemel en 'n stem wat ek van tevore al hard soos 'n trompet met my hoor praat het gesê, kom op hierheen en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Ek gaan vir jou wys die toekoms, ek gaan vir jou wys die dag wanneer jou lewe op hierdie aarde verby is. Onmiddellik was ek in die greep van die Gees. Ek het 'n troon in die hemel sien staan met iemand wat daarop sit. En die een wat sit, sy voorkoms was soos jaspis en karnieul, terwyl daar 'n reënboog met die glans van smarag om die troon gehang het. Anthony, don't you want to go one back? Jy kan dit dalk nie mooi sien nie. Ek het gaan kyk vir die beste wat dit kan beskryf. Kyk die heerlikheid van God. Kyk die glans en dit wat bo kan sy kop is. Jy gaan ervaar dit wat Johannes skryf en dit wat hy sê. Thank you, Anthony. Rondom die troon was daar 24 trone en op die 24 trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, skoon gewas deur die bloed van Christus. Vlekloos het hulle gesit in die teenwoordigheid van God, met goue krone op hulle koppe. Van die troon se kant af het daar weerligstrale, rammelings en donderslae gekom. Reg voor die troon het die 7 vlammende fakkels gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Vlak voor die troon het dit gelyk soos 'n spieelgladde see soos kristal. In die middel en rondom die troon het daar 4 lewende wesens gestaan, met oë aan die voor en agterkant. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, die tweede soos 'n bul, die derde die gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n vleiende arend. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke gehad wat rondom en aan die binnekant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder enige rustpauze aanhou sê: Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat weer sal kom. Hy wat daar was van die voorlegging van die aarde, hy wat daar gaan wees tot op die einde, hy wat weer sal kom. En elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, hy wat vir altyd lewe gee, Jesus Christus, hy sit op die troon, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir altyd lewe en sit hulle krone voor die troon neer en sê: U is waardig, Here ons God, om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alle dinge geskape het. Deur U wil is alles wat bestaan geskape. Wow! Dink bietjie na daai troonkamer. Dink aan daai vloer wat lyk soos kristal, soos see.
Die vlamme wat daar besig is om te brand, die 24, die hemelwesens wat besig is. Dink daaraan dat God nooi jou vanoggend, hy sê kom in my troonkamer in. Hy sê kom laat ek die deur oopmaak, ek nooi jou in, sodat jy kan ervaar wat daar is. Wanneer ons aanbidding gaan doen vanoggend, wil ek hê jy moet jouself voorstel, jy staan in daai troonkamer. Jy sien die heerlikheid, jy sien die mooi, jy sien die pragt, jy hoor die weerligstrale, jy sien die rammelings, jy sien hierdie wesens wat besig is om te vlieg, en hulle aanbid hom, vir hom wat op die troon sit vanoggend. Johannes, die lieflingsdisipel, is hy wat hier skryf. Hy sê hy word genooi. Jy sit hier vanoggend, hy nooi jou vanoggend. Kom in die troonkamer in. Kom ervaar dit wat ek vir jou wil wys vanoggend. Kom in en kom sien my heerlikheid. Kom sien bietjie wat lê voor vir jou vir die toekoms. Jy sien Johannes moes opgegaan het en dit neergeskryf het, sodat ek en jy kan hoop hê vir die toekoms. Sodat ons kan weet wat lê vir ons voor. Die woord van God gaan nie verander nie en dit is neergeskryf en dit is wat daar sal staan. Kom ervaar vanoggend net 'n gedeelte van my troonkamerslank. Van die dag as jy sterf as jy sterf in geregtigheid in Christus Jesus, dan gaan jy vir ewig daar wees. Maar hy sê vanoggend kom. Sodat ek en jy nie bevrees sal wees vir die toekoms nie. Ek en jy nie sal bevrees wees as ons deur 'n dal van doodskaduwee gaan nie. Ons moet opgewonde wees om eendag na God te kan gaan vaar en te kan ervaar dit wat Johannes ervaar. Dis my begeerte, is dit nie jou begeerte nie? Om te ervaar, om te kan sien die hemelwesens en te kan weet God het alles geskape en alles aanbid hom vanoggend. Ek kan deel wees daarvan. Ek kan deel wees van dit wat ek lees in die boek van Openbaring, want hy het my genooi, kom op na die troonkamer toe. Hy het sy seun gegee om die voorhangsel te skeer, sodat ek en jy kan instap, skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. Ek kan vanoggend verklaar, I have been redeemed by the blood of the Lamb. En wanneer ek dit verklaar vanoggend en wanneer ek dit doen, is daar niks wat my kan keer nie, want dis wat my God sê. Hy sien my in geregtigheid en hy sê kom in die troonkamer in vanoggend. Kom leer en sien my glorie en my heerlikheid. Kom verander jou denke oor my. Vergeet van die dinge wat jy gehoor het. Vergeet van dit wat jy gelees het in 'n boek. Jy het 'n eerstehandse ondervinding om dit te kan ervaar vanoggend in die troonkamer van God. Johannes beskryf die pragt en die heerlikheid en hoe almal die een wat op die troon sit aanbid. Alles is geskape, gemaak om die Skepper te verheerlik. En ek en jy ook. Ek en jy is gemaak om hom te verheerlik. Ek en jy is gemaak om hom te eer en om te prys. Die teologiese waarhede in Openbaring word aan deur hierdie wêreld uitgedruk. En ek het hierdie gedeelte gaan leen by iemand. Al dink ons nie meer so oor die wêreld nie, bly die teologiese waarhede steeds staan. Dit bly staan, dit gaan nie verander nie. Dit wat God gespreek het, dit wat God gesê het, staan vas. Hy wat in die begin daar was, van die voorlegging van die aarde, wat gespreek het, alles het ontstaan, en wat daar gaan wees tot op die einde, hy gaan dit nie verander nie. Hy het dit opgeskryf in Openbaring, sodat ek en jy kan weet. In Openbaring 4 val die klem op die feit, dat God, en geen mens, nie eers die magtige heersers soos die Romeinse keisers, of die wêreldleiers soos oom Donald Trump in beheer is, nie God is in beheer. Nie enige politieke leier wat vanoggend kan sê, maar ek gaan 'n verandering maak, hy gaan dit nie kan doen as God hom nie toelaat om dit te doen nie. Hoor wat ek vir jou sê vanoggend. God is die een wat op die troon sit, niemand anders dan nie. En as die hemelwesens hom kan aanbid, hoekom kan ek en jy hom nie aanbid nie? Hoekom kan ek en jy nie in sy troonkamer in beweeg nie? Hoekom kan ek en jy nie bietjie op ons knieë val en die trane stort en aanvaar die grootheid en die mag en die heerlikheid van hom nie? Hy is in beheer van die heelal en hy alleen is God. Niemand anders nie.
Ek wil jou vat na Jesaja toe. Daar's verskillende ouens wat visioene gehad het oor die troonkamer van God, Johannes, Jesaja, Ezekiel, Daniel. Ek wil net 3 van hulle vat sodat jy kan sien in dit wat hulle sê, in dit wat jy ervaar vanoggend. Jesaja 6 vanaf vers 1 tot 7. Koning Hosea sterf. En hy was baie naby aan Jesaja gewees. En Jesaja, word daar ook gesê, was familie van die koning gewees. En hy's hartseer. In hierdie hoofstuk 6 het Jesaja nog nooit die Here ontmoet en hy het nog nooit geweet wat dit is wat hy moet gaan doen. Maar hoor wat gebeur. In die jaar wat koning Hosea dood is, het ek die Here gesien. In sy rou en sy hartseer het hy gaan na die tempel toe gegaan en hy het die Here ervaar. Sy troon was hoog en verhewe en die soem van sy kleed het die tempel gevul. Hierdie groot almagtige tempel waar die Israeliete gekom en aanbid het, sy soem het die tempel gevul. Wow, besef jy hoe groot is God? Besef jy dit vanoggend? Rondom hom was, en dis wat hy sien, seraf. Elkeen met 6 vlerke, met 2 het hulle gesig toegemaak, met 2 hulle voete bedek en met 2 het hulle gevlieg. Hulle het mekaar toegeroep. Hierdie magnifieke groot, hulle sê hulle is meer as 3 meter, groter as Goliat. Hulle is besig om rond te vlieg met 2 vlerke, die ander maak toe, en hulle roep uit na mekaar toe, heilig, heilig is die Here, die Almagtige, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Wow, hulle aanbid hom. Hulle verklaar dit. Jesaja sien die fundament het geskit van die geluid en die tempel was vol rook. Ek het hard geroep. Ellende het my getref want ek is 'n sondige mens. In die teenwoordigheid van God ervaar hy is 'n sondige mens. Hy ervaar hy is nie perfek nie. Tussen ander sondige mense en tog het ek die koning, die Here, die Almagtige gesien. God maak bemoeienis met sy skepping. Met elkeen wat geskape is na sy beeld, na elkeen wat geskape is, hy kom en hy maak bemoeienis daarvan. Hy's nie 'n God wat op 'n afstand is nie. Hy's 'n God wat betrokke wil wees in jou lewe. Hy's 'n God wat wil hê dat jy moet besef hoe groot en hoe magtig hy is en wat hy alles in staat is vir. En toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê, kyk hierdie kool het jou lippe aangeraak, nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe. Hy raak ons nie meer aan met 'n tong of 'n koolvuur nie. Hy het jou gewas deur die bloed van Jesus. Hy het jou losgemaak en hy het jou vrygemaak, hy het jou geklee met heerlikheid, hy het jou geklee met geregtigheid om vanoggend voor hom te kan staan as sy kind. Die Amplified sê die volgende: Then flew one of the cherubim, heavenly beings, to me, having a live coal in his hand which he had taken with tongs from the altar. Hoor wat sê hierdie Amplified, hy sê dit so mooi. And with it he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity and guilt are taken away, and your sins is completely atoned for and forgiven. Die bloed van Christus het jou gereinig en deur sy dood het hy die deur van die voorhangsel oopgemaak en hy sê kom binne. Hy sê kom binne. Kom leer van my, kom ervaar van my. Wat belangrik is in hierdie gedeelte is dat Jesaja die heilige teenwoordigheid van God intens beleef. As jy hierso sit en jy soek, sal jy hom intens beleef. Al is jy ge-worried oor môre, al dink jy daar's 'n donker wolk, of al dink jy aan daai bonus wat hulle jou gaan betaal, en hoe gaan jy vir jou vrou Chloe en prerogative koop, en wat ook al, ek wil vir jou sê, hy wil jou ontmoet vanoggend hier. Intens, hoekom het jy kerk toe gekom? Ek wil die heerlikheid van God ervaar. Ek wil in sy teenwoordigheid wees. Ek wil sy liefde en sy genade sien wat hy vir my het.
Die verhewe God wat op die troon sit, is nie onbetrokke by sy skepping nie. Hy wil betrokke wees by jou lewe. Hy wil betrokke wees by my lewe. Maar ons gee hom nie altyd die kans nie. Ons is in so gejaagde lewe. Ons is so gejaag dat ons hou partymal ons horlosies dop terwyl ons in die diens sit. Ag, kan hulle nie maar net klaar maak nie. Ag, kan hulle nie maar ophou nie. God wil hê jy moet instap vanoggend. En hy verander jou lewe. Eintlik al wat Jesaja kan sien, is net 'n gedeelte. Net die soem van God se kleed. En daai soem vul die tempel. Die misterie van God bly ongeskonde in Jesaja se visioen, maar sy magtige verteenwoordigheid kan duidelik op die aarde waargeneem word. Die hemelwesens eerbiedig God. Hulle dien hom. Behoort ons as mens hom nie ook so te dien nie? Ek en jy nie veronderstel om te vergeet van die wêreld en wie langs jou staan nie, en net om myself oor te gee aan hom, op my gesig te val as dit is wat dit moet wees, om te huil in die teenwoordigheid, om te kan besef dat hierdie almagtige God het my lief, dat hierdie almagtige God gee om vir my. En dan sit ons met vooropgestelde idees, en ons sê nee, dit moet nie so wees nie. Hulle besing die majesteit van God, heilig, heilig is die Here almagtig. 3 maal beklemtoon hulle God se almag. Hy is uniek. Daar is niemand soos hy nie. En net hy is God. Staan in hy troonkamer vanoggend en jy hoor hoe sê hulle, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Hy is uniek, dis net hy wat God is. Dis net hy wat waardig is om aanbid te word vanoggend. Wanneer hulle so uitroep, skud die fundament. Die heerlikheid van die Here het 'n invloed op alles in die skepping. En niemand kan onaangeraak wees as jy in die teenwoordigheid van God was nie. Jy kan nie uitstap en sê ek is dieselfde nie. Want hy verander jou. Hy vergewe jou sondig en reinig 'n sondaar om bruikbaar te wees vir hom. 'n Mens wat leeggestroop is van die siekte van hebsug, hoogmoed, afgodsdiens, beginselloosheid, eie wysheid en eie belang en voor God staan, is juis geskik om die diens te doen in God se koninkryk. Wanneer jy besef, maar ek is sondig. Wanneer jy besef, Here raak my aan. En wanneer hy jou aanraak, dan word jy bruikbaar en diensbaar vir hom. Leeg van jouself en vol van hom, sodat jy kan werk vir sy koninkryk. 'n Mens se sonde, wie se sonde weggeneem is, kan in God se diens gebruik word. Hoor wat hy sê. Wanneer jy leeg is van al hierdie goed, dan kan ek jou gebruik. Dan kan jy vir 2026 sê, ek teken op met my life groep, Here, waar wil jy my gebruik? Here, ek hou nie meer terug nie. U het my geroep vir evangelisasie, u het my geroep om 'n betekenis te doen in hierdie gemeente, ek hou nie meer terug nie, want ek het die Here gesien, en hy het vir my gesê, ek het jou skoon gewas, wees bruikbaar en diensbaar vir my. Ons is stil vanoggend. Die Here nooi jou vanoggend. Die laaste visioen wat ek met jou wil deel vanoggend is die een van Jesegiel. En as jy kyk na Jesegiel en jy kyk na die koepel daarbo, dan lees ons in Jesegiel 1 vanaf vers 26 tot 28. En as Jesegiel wat dit sien, hy sê wanneer hulle vlieg, die lewendige wesens, het hulle vlerke gedreun soos golwe wat op die strand breek. Wow, was jy al by die strand? Het jy dit al gehoor, daai gedruis as daai branders breek? Dink Pat het so ruk terug aan vakansie hou daarso. Het jy dit gehoor? Daai almagtige dreuning van as die branders breek. Staan jy in hy troonkamer en jy hoor dit. Dink bietjie terug, jy sien die flitse, jy sien die rammelings, jy sien die 24 ouderlinge wat hulle krone afhaal en wat voor hom buig. Jy sien hierdie hemelwesens, die een wat blyk soos 'n bul en die een soos 'n arend, besig om uit te roep, heilig, heilig is die Here God almagtig. Dan staan ek in skaamte vir my aanbidding wat ek bring na die koning van die konings.
of soos die stem van die Almagtige, of die geraas van 'n groot klomp soldate. En wanneer hulle stil staan, het hulle die vlerke laat sak. Daar het 'n stem gekom van bokant die koepel, het die koepel gesien daar, bo oor die wesens se koppe. En hulle het hulle vlerke laat sak, terwyl hulle tot stilstand kom. Bokant die koppe, bo hulle koppe, was daar iets soos 'n troon van blou safier. Het jy al safier gesien? Het jy al gesien hoe mooi blou is? Dit is 'n pragtige blou wat 'n mens nie kan beskryf nie. En hier staan jy en daai koepel is daar. En jy is so verwonderd oor die heerlikheid van God. Hoog bokant hierdie troon was daar 'n figuur wat soos 'n mens gelyk het. En dan beskryf hy vir jou van hoe is die persoon wat op die troon sit. Van sy heupe af boontoe het sy lyf gegloei soos wit warm metaal. Daar was 'n radiance soos die Engelse sê. Daar was iets wat geskyn het uit hom uit. En van sy heupe af ondertoe het hy gelyk soos 'n baie helder vlam wat brand. Reg rondom hom was die lig so helder soos die glans van 'n reënboog tussen die wolke. So het die heerlikheid van die Here aan my verskyn. Toe ek dit sien, het ek op my gesig op die grond neergeval. En toe het ek gehoor dat iemand met my praat. Wil jy nie dit ervaar vanoggend nie? Wil jy nie vanoggend instap in daai troonkamer in nie? Wil jy nie vanoggend sê, Here, dit wat hulle gesien het, dis wat ek graag wil hê. Ek het altyd bemoediging net nodig vanoggend. Ek wil afsluit met hierdie woord, Jesaja 30 vers 18. Hoor wat skryf hy, hy sê, toe wag die Here gretig, dat julle terugkom na hom toe. Hy wil genade aan julle bewys. Die Here is 'n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op hom vertrou vir hulp. Hy seën jou wanneer jy in daai troonkamer in beweeg. Hoor wat sê die Amplified dit vanoggend. And therefore the Lord earnestly waits, expecting, looking and longing to be gracious to you. Hy wil dit so graag doen. Hy wil dit so graag vir jou wys. Maar ek en jy keer dit. Ek en jy wil dit nie toelaat nie. Ek en jy dink in dit wat ons gelees het uit 'n boek uit, of dit wat ons gesien het, dis die prentjie wat ons het, maar het jy al die prentjie gesien vanoggend uit die woord van God uit? Dan besef ek, Psalm 8, hoe nietig is die mens, dat hy aan ons sal dink. And therefore, hoor wat hy sê, and therefore he lifts himself up, that he may have mercy on you and show loving kindness to you. For the Lord is a God of justice. Jy is regverdig. Ek kan myself net indink as ek daar so staan, dan lig hy homself op en hy sê, kom binne. Kom binne, kom ervaar my genade. Kom ervaar my liefde vanoggend. Kom ervaar, ek ken jou by die naam. Blessed, happy, fortunate, to be envied are all those who earnestly wait for him, who expect and look and long for him, for his victory, for his favor, for his love, for his peace, his joy, and his matchless, unbroken companionship. Het jy dit? Het jy 'n begeerte daarvoor? Dat sy oorwinning in jou lewe sal wees? Dat sy guns oor jou sal skyn? Dat sy liefde jou sal omring waar jy gaan? Dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan in jou hart sal wees, want jy weet hierdie God sit op die troon, sy almag en sy heerlikheid word beklemtoon deur die natuur, deur elke ding wat geskape is, bring eer en lof aan hom, en hierdie is die goedheid van guns. Dan sal ek en jy vreugde en blydskap hê vir 2026. Daai onoorbroke verhouding wat ek en jy met hom het. En hy maak 'n belofte. Hy sê, geseën sal jy wees. Wanneer ek jou nooi vanoggend, dat ons oorgaan na praise and worship, hou in gedagte dit wat jy gehoor het.
Hou in gedagte in dit wat jy gesien het. Die brein is baie sterk. En jy kan vanoggend daar so staan en jy kan jouself omring in die teenwoordigheid van God. Jy kan instap vanoggend in die troonkamer in, want hier waar jy sit, jy is 'n kind van God. Jy is hier want hy het jou gewas deur die bloed van Jesus Christus. Jy is hier want jy soek na hom. En as jy hom soek vanoggend, gaan jy hom vind. Vergeet van alles vanoggend. Vergeet van die persoon langs jou, vergeet van die persoon voor jou. Wanneer jy instap in daai troonkamer eendag in die toekoms in, en jy is in die teenwoordigheid van God, jy gaan nie dink aan die engele nie, jy gaan net sien die heerlikheid van God. Jy gaan net sien die grootheid en sy almag. Jy gaan net sien hierdie God wat my gered het, hierdie God wat sy seun vir my gegee het. Hy is die een wat my vashou en wat my deurdra. Kom ons prys en ons eer hom vanoggend. Want toe hy jou gekoop het deur die bloed van Christus, behoort jy nie meer aan jouself nie, jy behoort aan hom. En as hulle hom kan aanbid, hoekom kan ek en jy nie?